Welkom terug by die Groot Ontbyt en hier is chef Jean-Marie Breitenbach. Vrou, welkom. Baie dankie. Jy maak ietsie vir ons die kombuis môre wat vir my hoendervleis gee tot op my tone van lekkerte. Jy weet ek bring nie suiker. En ek was nou sjokolade eet nou tot die paas. Dis darm arbei. Hierdie is eerlik praat met my. So vandag gaan ons 'n konfyt deegpol focaccia brood maak, maar in Engels klink hy bietjie beter. Dit is 'n jam donut focaccia. 'n Jam donut focaccia. Waar kom die focaccia deel in? So dis die brood, dis die styl van brood en hoe mense hom voorberei. So focaccia is nie net 'n plat ding O nee. met sout en peper op nie. Nee, jy kan hom soet ook maak. Mense, Gaan ons sit stil, hier kom ons. Boeke in die hand, ons gaan skryf. Vertel ons asseblief. Okay, so ons gaan begin met ons lou warm water, is dit 210 gram Ja, en dan ons 3 gram aktiewe gis. aktiewe gis 3 gram. Ja, en dan gaan ons so 7 ml olie, maar met 'n normale focaccia sit jy olyfolie, maar hy's bietjie bitter, so met die soeteen gaan ons net normale Wat is 'n soetolie? olie. Nee, dis nie 'n soetolie, dis net normale groenteolie. O, die Like gewone vegetable oil. plantolie. Ja. Dan gaan jy hom meng Ja. en dan sit jy jou bietjie suiker by, is nou jou heuning, Heuning. so 5 gram. 5 gram se heuning. Ek sê mense kan bietjie meer gaan. Maar ja. En dan gaan jy net sien jy hoe die gis nou daarso 'n bietjie oplos. Ja, Soek daai. verdwyn, ja. En dan het ons 250 gram broodmeel, Gewone broodmeel. gewone wit broodmeel. Ja, Dan gaan ons dit insit 250 gram. en dan ons sout, dat ons sout nie direk op ons gis is nie, Sout. Mense sê altyd hoeveel sout? 10 gram. 10 gram. Ja. Want my vrou het vir my gesê die eerste keer toe ek vir haar pampoen wil maak. Toe vra ek vir haar hoeveel sout moet ek in die pampoen sit. En ek kook nie. Toe sê sy net shikie. Nou hoeveel is shikie? Draai die pot se deksel af, toe gaan ek shikie. Ons het die pampoen weggegooi. Dis soos die ding is. Die ding is. Ja. Okay, dan gaan ons hom net so inmeng. Soos jy kan sien, hy's 'n lekker slap deeg. So dis wat ons wil hê. Hy is nat want dit is 'n dis hy hidrasie is bietjie meer as 'n normale As gewoonweg. die witbrood. Ja, dan Soos gaan vensterpad hier. basies. Smartpad ekstra. My ou deegie hier dis. Gebrekkig. Okay, so dan gaan ons hom net so los en dan gaan jy 'n handdoekrol of 'n lappie oor hom sit, Ja. dat hy vir so 'n halfuur laat hy rys tot dubbel sy In die son volume. in die yskas buite. Buite in kamertemperatuur. Maar dan as hy uitkom, dan gaan hy iets soos die lyk. Ja. My hierdie. Jy sien hoe lank? So halfuur Halfuur reg en dan gesit. begin jy jou trek en voue. So 'n normale brooddeeg knie jy. Ja. Hierdie ene, jy trek en jy vou hom. Om hy lig. Om lig in te kry en dan om jou gluten te werk, laat hy kan Die gluten mooi- moet rek. Ja. Hy moet nie kneus hê met rek. So kan jy hierso sien ons lekker babbeltjies en kyk hoe skit sy. Sy's Dis 'n lewendige baie besigheid, mooi. né? So dan maak jy hande nat. Lyk soos 'n Star Wars karakter. Ja. So jy maak jou hande nat, laat hy nie aan jou hande vasklou nie. Gaan jy net jou hand so indruk. En dan gaan jy hom oplig en oorvou. Kyk, die gluten se 'n lang rekke. Ja, so dan gaan jy hom so jy gaan 3 van 4 voue doen. So 3 van hierdie 4. voue. Soos nou die tweede een, Dis nou nadat jy hom laat rys het. laat rys het, ja. Ja. En dan Okay. jou vierde vou is hierdie kant so om. So 4 so al die windrigtings. Ja. Jy gaan 3 keer van al die So 90 windrigtings af. grade. Omvou. 1 Ja. 2 3. Okay. En dan los jy hom vir 20 minute, dan doen jy dit weer. So jy doen die 20 minute breuke Weer 4 keer. 3 keer. 3 keer. 3 So keer. jy 3 keer vou met 20 minute tussenin. Ja. En dan sit jy hom in die yskas oornag dat hy sy stadige fermentasie begin. Dit help met die gluten en met die gis. Mense, hierdie is 'n vinnige resep. Jy Ja. kan nie sommer gou vir vanmiddag hierdie maak nie. Jy kan hom buite los in plaas van in die yskas. Maar die Yskas stadige een, hy het meer geur en sy ligbabbels is net soveel mooier. Maak nou ietsie vir môre. Begin. Ja. Nou. Ja. So dan basies soos hy nou, kom ons sê hy het nou gerus vir nog so 20 minute en ons het hierdie so 3 keer gedoen. Dan se 3 keer gevou, ja. Ja, dan gaan jy hom in jou pannetjie sit. Ja. So basies, dan gaan jy hom vat, dan gaan jy hom bietjie uitrek. Jy sien, jy moenie ding te veel druk nie. Want ons nou so gevou, ons het tennis elleboog gekry. Nou druk hierdie ding nou weer. Ja, so dan gaan jy hom nou so sit en dan gaan jy hom weer laat rus. Hy het baie rustyd nodig tot hy weer
So letterlik soos jou pan is, hy gaan dubbel in volume. Reis hy nog daar ook weer? Ja, hy reis weer. Al vou jy hom die hele tyd. Okay. Dan gaan hy gaan so lekker jiggle aan hom hê, dan gaan jy 'n bietjie ekstra olie oor sit en dan gaan jy sulke dimpeltjies met jou hande invou. Visualiseer so met my dat hy oorgereis het, nee. Ja, verbeel jy, hy's nou vol pan, ja. Ja, hy's nou vol pan en hy het sulke groot bubbles, soos wat jy hier kan sien, dan maak hy sulke groot bubbles. Ja, moenie die bubbles bars nie, hou hulle net so. Nee, hou hulle net so. En dan druk jy met 'n gaatjie. As jy nou weer olie oorsit, moet jy net so met jou hand vryf oor. Ja, net so klein, net so spatseltjie en dan met die water jou hande nat maak en dan die gaatjies. Ja. En dan dis nou die volgende dag. Ja. Ja. En dan bak jy hom op 220 grade vir so 15 tot 18 minute. Hierdie is die halwe resep, so die volle resep. Ek sal hom vir julle gee. Dan sal hom onder op YouTube gaan ons hom laai daar onder op ja, YouTube so die volle resep vat 18 tot 25 minute. Hierdie kleiner resep vat 15 tot 18 minute. So hy moet net 'n mooi bruin hê en dan obviously hy moet as jy hom uit die oond het haal, moet hy klop. So ek het hom gisterand gebak, so hy klop nie nou nie, maar ons wil hom hê soos kyk as jy hom druk. Kyk hoe hy kom jy kan terug. die brood my magtig. Dis soos 'n spons. Ja, so dan dit is wat jy wil hê, veral as jy jou daai enetjie vat as jy hom so druk, dan kom jou jam so uit, dis beeldskoon. Dis ongelooflik. So die dimpels wat jy gemaak het, kan jy sien daar's gaatjies. Dan kan jy dit gebruik of vat jy 'n messie of as hy vars uit die oond uit is, die agterkant van 'n houtlepel. Dan maak jy net gaatjies. Nou obviously ons wil ons lekker konfytie insit. As jy hou van appelkoeskonfyt, jy kan die konfyte kan jy verander. Ja, jy kom nasmaak. Nasmaak en dan pyp jy daai nou binne. Dan die gate wat jy gemaak het en wat jy sien, maak jy hom lekker vol, jou gunsteling konfyt of marmelade. Mense, dis lekker hierdie. Jennifer gaan ons gaan hierdie hou hier. Ons gaan daai hou net hierso. Baie dankie dat jy was. Ja, ons gaan hierdie hou. Sy gaan nie meer dit huis toe gaan nie. Ek is jammer, dis ons hulle. Okay, so daar tog miskigheidjie. Ag, moenie worry nie. Mense maak konfyt mos op allerlei plekke. Dis baie lekker. Net nie tussen jou tone as jy plakkies dra nie. Dis dit nie op konfyt nie. Plak. Maar anyway. Nou het jy die versiersuiker Ja, so hierdie is net 'n glasuur wat ek gemaak het, 'n glaze, soos wat 'n donut sal hê. Ja. So hierdie is versiersuiker, melk en 'n bietjie vanilla essence. Ek sal dit ook. Vanilla ook is ook in die resep. Versiersuiker, melk en vanilla. Ja, dan gaan jy hom nou hierso oor versprei. Jy het vir Peer gewen met hierdie resep, hoor. Yes. Die net as jy 'n Breitenberg nie, jy maak ook 'n heerlike dis. 'n Lekker soet dis. Dit lyk fantasties. Dan gaan jy hom nou net so mooi egalig oor versprei. Ja. Laat hy mooi 'n tipe van 'n jassie maak vir hom. En dis dit. En dan los jy hom dat hy bietjie droog word essensieel, dat hy hard word soos 'n donut. Goed, raak hy hard. Ja. Die bokant, die glasuur. Ja, die glasuur. Natuurlik, ja, hy word hard. En as jy hom nou sny, dis my so mooi, kyk die roombolletjies, lekker arbeye by. Is heerlik. Ja. Dan los hom dat hy bietjie droog word, dan sny jy hom in jou begeerte vorm en grootte. Party ons van 'n groot en klein. Kleintjie, ek hou van grootte. Dankie Chef Breitenberg. Jy's 'n ster. Ons gaan nou 'n koppie koffie en daai saamvat. Maar dan gesels ons later met Joe Black. Hy's hier in die gebou. Ons gaan hom nou hier in begelei dat hy by jou kom kuier. Dankie vir jou lekker koekbrood focaccia jam. Nou, ons is nou terug.